Welkom Paradigm Kids, dit is my so lekker om julle weer hier te hê. Kom luister bietjie saam met my na vandag se les. Welcome to the Paradigm Kids video class. Ons storie gaan vandag oor 'n gelykenis wat Jesus vertel het van 'n skapie en sy skaapwagter. Die skaapwagter in vandag se storie het 100 skape gehad. Hy het elkeen van sy skape so lief gehad dat hy vir elkeen 'n naam gegee het. Eendag het hulle rustig in die veld gewy. Een van die skapies het kort 'n ander poeltjie gras gesien wat net nog lekkerder gelyk het as die een waarmee hy nou besig was. Terwyl hy besig was om te vreet, sien hy nog 'n lekker polletjie gras. Toe sien hy in die holte die heerlikste water om te drink. Versigtig klim hy oor die klippe om by die water te kom. En so het hy verder en verder van die trop af gedwaal, sonder dat enigiemand dit agtergekom het. Toe hy weer sien, is hy heeltemal alleen. Hy het nie een van die ander skape gesien nie. Die ergste van alles was dat hy glad nie eens geweet het waar hy was nie. Ai, sies tog, hierdie arme skapie. Ek wonder hoe het die skapie gevoel toe hy agtergekom het dat hy alleen is. Toe die skaapwagter sy skape vir die aand bymekaar maak, kon hy sy oë nie glo nie. Een van sy skape was weg. Daar was nou net 99 skape oor. Ek wonder wat die skaapwagter gedoen het. Het hy miskien gesê, wat sal een skaap nou verskil maak? Ek gaan hom sommer maar net hier los, want ek het ons darm 99 ander. Of was hy kwaad vir die skaap en gedink, hy wou mos nie luister nie, dis sy eie skuld, en nou is hy weg. Of dink jy die skaapwagter was baie hartseer, want hy was mos lief vir sy skape. Ek dink die skaapwagter was baie hartseer en hy wou sy skapie gaan soek het. Hy het die ander 99 skape veilig bymekaar gelos en gaan soek na die een skapie wat weg was. Hy het aangehou soek en soek agter elke rots tussen al die lang gras totdat hy hom gekry het. Die skaapwagter was so bly. Hy het die skapie opgetel en hom teruggevat na die ander skape toe. Ek wonder hoe die skaapwagter gevoel het toe hy al sy skape weer bymekaar gehad het. Dink jy hy was bly? Ja, hy was baie bly. Weet jy hoekom Jesus hierdie gelykenis vertel het vir die kerkmense? Hy het dit vertel omdat hy ons wou leer dat daar nie een mens is wat belangriker as iemand anders is nie. Almal is baie belangrik in God se oë. Hy is vir almal ewe lief, want hy het almal se sondes aan die kruis gesterf. En dit is die lesse vandag Paradigm Kids. Onthou om alles wat julle geleer het te vertel vir julle maats. Sien julle volgende keer weer.